Goed, ek het my pepermunt in my mond, ek het seker gemaak, dis nie 'n knoop nie. My stem behoort te hou, en as die pepermunt klaar is, sal die preek ook klaar is. Alright. Ek weet nie of daar iemand is wat net ter wille van kwaliteitbeheer ook 'n pepermunt wil hê, net om seker te maak dat ek nie jok. Niemand nie? Julle vertrou my? Goed. Jy sien, die ding is nou, terwyl jy praat, kan jy nie vreeslik hard suig nie, so die ding hou. Goed. Ons is besig om te kyk na die bergpredikasie. En ek ry nou vanoggend hiernatoe, nou dink ek het nou dalk 'n ding afgebyt hier wat groter is as wat ek moontlik kan kou. Want die probleem in die bergpredikasie, en ek noem dit nou 'n probleem, maar dit is eintlik nie 'n probleem nie. Dit is so 'n ongelooflike omvattende stuk skrif, dat soos jy deur hom werk, nou werk ek nou van bo af deur hom. Maar as jy so 1/3 deur hom is, dan ontdek jy ander waarhede wat die eerste goeters nou weer in 'n ander lig stel. So nou moet jy alweer teruggaan. En dit is nie 'n slegte ding, dis 'n goeie ding. Maar ek wil net hê julle moet weet dat as ek die hele tyd teruggaan na die vorige goed toe, is dit nie omdat ek nie voorberei het vir die goed waaroor ons eintlik praat nie. Dis net, daar's ander goed wat na vore kom, soos wat ons deur hierdie ding werk. En wat die bergpredikasie so fenomenaal maak, is julle moet nou weet nie. Toe Jesus kom en hy begin preek, en hy begin met sy bediening, want Jesus se bediening was nie net preek nie. Jesus se bediening was om by mense te gaan kuier. En dan was dit nou sommer skobbejakke en goeders by wie hy gaan kuier het. En hy het lekker met hulle gesels en gelag, en hy was 'n mens. En hy het natuurlik siekes gesond gemaak, en daar's soveel dinge wat Jesus gedoen het waaroor ons nie eens lees nie. Daarom skryf Johannes aan die einde van sy boek, en hy sê, as ek alles moes neerskryf wat Jesus vir ons geleer het, en wat Jesus vir ons gesê het, en die ervarings wat ons met hom gehad het. Nou stap hulle, jy weet ons nou as jy op 'n staptog gaan, die van julle wat dit al gedoen het, die hele tyd is daar, een raak nou 'n bietjie agter, nou chat jy hier met Adrie, want Adrie is ook agter, en dan kry Adrie nou weer 'n wind, en dan, sy kry nou 'n tweede asemhaling, en dan gaan sy nou vorentoe, en daar ontmoet sy nou vir Christus, dan gesels hulle nou weer saam. En so het Jesus met sy disippels gestap, en die hele tyd is daar hierdie 1-tot-1 gesprekke wat plaasvind. Die punt is, môre ander, hallo Zak, die punt is, dat dit wat Jesus kom leer het, was radikaal anders, as wat mense tot op daai punt gewoond was. En dis wat die bergpredikasie so fenomenaal maak. En die bergpredikasie, wanneer jy deur dit werk, en toelaat dat die Here met jou praat daardeur, dan daag dit ook jou verstaan van wie God is uit. Dit daag jou verstaan van wie jy is uit. So dis lekker om deur dit te werk, maar partykeer is dit ook nie so lekker. Want dit maak jou partykeer, kan dit jou hele lewe omdolwe. En dis 'n goeie ding. Dis goed, maar dis nie altyd lekker. So Jesus begin sy hele bediening met daai een sinnetjie, nee, julle weet wat daai sinnetjie was? Kan julle nou onthou? Waarmee het Jesus sy bediening begin? Sê weer, kan julle onthou? Ek het al vergeet met iets met die koninkryk wat kom. Ja, baie goed. Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God is hier. Dit het gekom. Dit is nou hier.
En daai woord bekeer beteken keer terug na iets wat jy vergeet het. Keer terug na iets wat vir jou verlore geraak het. Jy vergeet daarvan. Nou jy kan ons nou, wanneer 'n mens slegte nuus kry, byvoorbeeld, dan oorheers dit alles in jou lewe. Die son skyn, maar jy sien dit nie raak nie. Die wind waai, maar jy sien dit nie raak nie. Daar's mense rondom jou wat jou groet, maar dis asof jy niks sien nie. Beteken dit die feit dat ek dit nie ervaar dat die son skyn, beteken dit dat die son nie meer daar is? Nee, jy dat dit doen nie, jy is 100% reg. Die son is nog steeds daar. So in ons lewe gebeur dit soveel keer dat ons is so besig met ons eie goed, ons vergeet die Here is hier. En ons vergeet die Here is binne in my. So die feit dat ek dit vergeet, maak dit dat dit nie die waarheid is nie. Nee, dit doen nie. Dit bly die waarheid. En dis wat Jesus sê, hy sê die lewe, mense gaan oor, raak weer bewus van die waarheid wat onveranderd is. Die koninkryk van God het gekom. Wat is die koninkryk van God? Dit is die teenwoordigheid van God. Dis waar hy is. En natuurlik toe Jesus vir mense begin sê, maar luister, die teenwoordigheid van God is binne in jou. Wow! Wag 'n bietjie. Toe's daar nou hierdie klomp ouens wat bietjie bitter omgekrap is daaroor. Want jy sien, hulle het geglo en vir mense gesê, God is net in een plek, en dit is in daai allerheiligste plek in die tempel, dis al waar hy is. En hulle hele lewe was gebou rondom, jy moet sekere goed doen, en jou hele lewe inrig, sodat jy een keer 'n jaar iemand kan instuur om vir jou te gaan intree in hierdie kamertjie. So mense se denke was, God is ver van ons af. Hy's daar, iewester daar, ons sit hy op 'n troon en check hier onderuit, wat maak jy? En hou boek. En jy moet ook boeke. Sodat jy op daai dag van versoening jou boekie kan bring en hom neersit op die altaar. Vir die priester sy paar ponde gee en sê hierso, of jy met jou kalf bring sodat hy hom kan op die altaar neersit en verbrand, en daarmee jou sonde ook verbrand. En Jesus kom met iets totaal anders, en hy sê, maar dit was nog nooit die waarheid nie. Die waarheid is, hy's in jou. En vir daai waarheid het hulle hom doodgemaak. En nou verstaan jy hoekom. Want dit was radikaal. Maar dit was die waarheid. En mense het vergeet van die waarheid. En die feit dat die mens die waarheid vergeet het nie die waarheid verander. So my vraag aan jou vanoggend is, dis hoekom ek sê die bergpredikasie daag jou uit. My vraag aan jou vanoggend is, waar glo jy is God? Het jy hom weer daar ver aan die kant die wolke gesit? Of het jy hom miskien in hierdie gebou gesit? Ons praat van die plek as die huis van die Here. Ek sê nou vir jou, hierdie is nie die huis van die Here nie. Hierdie is nie die huis van die Here. Geen kerkgebou is die huis van die Here. Jy is die huis van die Here.
En as jy dink, jy kom hiernatoe om met die Here te ontmoet, want hy is hier nader aan jou as wat hy is wanneer jy in jou bakkie ry, dan is dit 'n leuen. As jy dink, hier is jy nader aan die Here as wanneer jy vanaand saam met jou pelle om die braai staan, is 'n leuen. Die Here is in jou. Jy is die tempel van die Heilige Gees. So wanneer Jesus sê, bekeer jou, dan sê hy, keer terug na dit wat die waarheid is. Jy moet niks doen nie. Daar's niks wat jy moet skep nie. Jy moet nie die tempel van God probeer word nie. Jy is dit. Keer net terug na hierdie waarheid. Toe relax. Ek onthou eendag, ek dink dit was Stefan, het ek hier op 'n ding laat staan het en ek het gesê, val. Jesus, ek onthou goed. Ek sê, dit is net Tannie Marie wat 'n goeie geheue het nie, ek ook. En ek het gesê, val. En hy het my nogal vertrou en hy het mooi geval. Ek sal dit nie nou probeer en jy gaan my plat val. Maar dit is wat die Here vanoggend vra. Hy sê, val net terug en wees wie ek jou gemaak het. So Jesus begin die bergpredikasie. En hy sê, okay, kom ons blaai gou daar na Matteus 15. Hy begin, en toe hy die skare sien het op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. Nou, julle moet weet, hierdie is 'n vreeslike geloofsaak, wat ek nou hier aanpak, want ek lees sonder my bril. So dis belangrik dat julle my opcheck, dat ek nou nie dinge hier raak sien wat nie hier is. En is net omdat ek my bril by die huis vergeet. Wanna try mine? Nee, wat is alraai, dankie Mary, kom reg. Hy sê, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Nou luister, as jy, mense het die verhouding met God, 'n transaksionele verhouding gemaak. Met ander woorde, as ek dit doen, sal die Here dit vir my doen. Nee? As ek my offer bring, dan sal die Here my vergewe. As ek my tiende gee, dan sal die Here my seën. As ek lief is vir ander mense, dan sal die Here vir my lief wees. Alles het transaksioneel geword. En dan is ons verhoudings met mekaar ook transaksioneel. Ek sal nou nie meer kwaad wees vir jou nie, as jy sê jy's jammer en. En Jesus kom en hy draai daai ding heeltemal op sy kop. Totaal en al, maar daarby gaan ons nog uitkom. Maar as jou verstaan van jou verhouding met God transaksioneel is, met ander woorde, alles is voorwaardelik. En jy met jouself, Willem, vandag moet jy eerlik wees met jouself, my broer. Elkeen van ons moet vandag
Jy dink ek praat met daai Willem, ek praat met jou. Jy moet eerlik wees met jouself en jouself afvra. In my verhouding met die Here is dinge transaksioneel. In my kop dink ek nog dat die Here is ver totdat ek op my knieë neerval en sê, Here, hier is ek is so jammer en ek voel sleg en dan op die ou end voel ek, okay, dis nou genoeg. Ek dink die Here is nou tevrede. Nou kan ek en die Here weer voortgaan. Weet wat nie, dis net in jou kop, dis nie die waarheid. Want die Here se toenadering en die Here se liefde is nie transaksioneel nie. Dis onvoorwaardelik. Totaal onvoorwaardelik. Daarom sê hy in 2 Korintiërs 5 vers 18, God het die wêreld met homself versoen. Wat het jy daarmee te doen gehad, Rihanna? Dat die Here jou met hom versoen het. Wat het jy daarmee te doen gehad? Niks! Jy het niks daarmee te doen gehad. Daarom sê Paulus, toe ek nog 'n sondaar was, toe Paulus nog die kerk fisies vervolg het, toe Paulus Stefanus se klere vasgehou het, sodat sy maatjies op 'n klippe kon doodgooi, toe het die Here hom alreeds met homself versoen. En die dag toe Paulus dit besef, toe val die skille van sy oë. Die dag as ons besef, dat daar was eintlik nooit skeiding tussen my en hom. Dit was alles hier. Is die dag wat jy begin om die Here se genade te verstaan. Want in hom lewe ons, beweeg ons en het ons hele bestaan. Met ander woorde, sonder hom is ek minder as niks. Met ander woorde, sonder hom kan ek fisies in my gedaante, soos wat ek nou hier is, ek kan nie hier staan nie, ek gaan nie bestaan as hy nie in my is. Hoor jy wat ek vir jou sê vandag? Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy moet jouself vra, waar glo ek is God? Want nou gaan jou verstand vir jou begin sê, maar ek is nie waardig dat hy in my kan bly nie. Maar ek voel hom dan nie in my nie. Ek voel so ver van hom af. Nee man, hierdie goed maak nie sin nie. Dis nie wat ek geleer is nie. Regtig, ek sê vandag gee vir jou vryheid om te glo wat jy wil. Maar ek gaan nie vandag uit hierdie gebou uitloop voor ek die waarheid met jou gedeel het nie. En of jy die waarheid vat of nie, niks met my nie. Dit het met jou en hom te doen. Die waarheid vandag is, hy is in. Nou kom sê Jesus. Hy sê, maar Jesus, die skrywer van die Hebreërs sê, dat hy is 'n hoëpriester, wat elke liewe, wat is die woord nou, versoeking, en elke liewe bietjie swaar kry, en elke ding, waardeur elkeen van ons moontlik kan gaan, is hy deur. As mens. Hy is deur dit. Hy het geliefdes verloor, mense het hom gehaat, mense het gelieg oor hom, mense wou hom fisies doodmaak en hy het op die ou en toegelaat dat dit gebeur. Maar elke liewe ding, wat ek en jy kan deurmaak, het hy deurgemaak. So toe Jesus daar staan, en hy sê, luister, ek wil vir julle die waarheid deel. Ek weet wat dit is om te treur. Want ek is ook al in my lewe bitter hartseer. Hy sê, maar die feit dat ek treur en deur hartseer gaan, verander nie die waarheid nie. Ok, is jy by? Yes, julle kyk my met leepoogies aan volgende. Was dit 'n rowwe naweek?
Ok. Kry lewe man, dis verniet. Of mense jou nou vervolg, kyk, dis mos nou 'n ding, julle ouens, julle weet, ek weet nie of Zak al weet nie, maar julle weet, hoe belangrik dit is, wat mense van jou dink, nee. Dis belangrik. Nou gister hoor ek Annabel praat van hierdie ou op TikTok, wat is die ou se naam tog nou? Iets soos Garfield, ken julle van Garfield? Julle ouens doen nie TikTok nie. Nee, jy ken die kat Garfield, maar hierdie is nie die kat Garfield. Maar daar's goeders wat hulle noem influencers. Dis ou, weet julle van influencers? Master. Dis ouens wat hulle sê en doen absoluut niks. Maar die kinders is in hulle miljoene, hang hulle hierdie mense aan. Nou gister het St. Andrews teen Kingswood rugby gespeel. Dit is by verre die grootste derby in Suid-Afrika. Kyk, dis ook vir debat. Maar in elk geval, die grootste, sorry, daar verloor ek my kompliment. Okay. Hier's nog so 'n halwe stukkie van 'n oor, so ek hoef nog nie klaar te wees nie. Die grootste cheer vir die dag was nie toe die eerste span 'n 3 druk of die eerste netbalspan 'n doel aanteken of game wen wat ook al. Die grootste cheer was toe hierdie Garfield vent sy opwagting maak by die rugby-wedstryd. Soveel sodat my dogter se stem weg is volgens. Ek sê, jene my kind, maar jy het jou span ondersteun. Sy sê, nee, dit was omdat Garfield daar was. Nou kyk ek, wie sê die Garfield, dis so ouetjie met 'n blonde peroxide kuif en hy sit videoetjies op Facebook en nie eens Facebook nie, TikTok. En ek dink by myself, Vaderland. Dis hoe belangrik dit is. En almal volg hierdie ou net om te kan sê ek volg hom. Dit gaan nie eers oor wat hy sê of doen nie. Ek kan net sê ek volg vir Garfield op TikTok. Dis hoe belangrik dit vir die mensdom is om in te pas. Om te kan sê, maar ek doen dit ook. Want dit is tog so belangrik wat jy van my dink. Dit is tog vir my so belangrik dat jy moet my goedkeur. Dit is ongelooflik belangrik. En as dit by 'n punt nou, luister, het jy al gehoor van cancel culture? Nog nie. Cancel culture. Ja. Waar is julle mense? Julle bly onder 'n rots. Ja, ek is. Maar die probleem is, ons kinders en kleinkinders is blootgestel aan hierdie goed. So cancel culture is, en dit gebeur in die skole en die koshuise. Ek seker nou nie op Malo nie, want ek weet nie eens of julle ouens selfone het daar nie, maar so cancel culture is, as jy nou iets doen waarvan mense nie hou nie, dan kanselleer hulle jou. Niemand antwoord jou WhatsApps nie. Niemand praat met jou nie. Niemand connect met jou op enige vlak. En die groepie sal nou besluit vir hoe lank kanselleer ons jou. Daar is vir hierdie kinders op hierdie aarde niks meer vreesaanjaend as om te gecancel te word. Hoekom? Want dit is tog so belangrik wat jy van my dink. Want my waarde word bepaal deur hoeveel mense my goedkeur. En luister, dis nie net ons kinders nie. Dis ons ook. Miskien het ons nou nie cancel culture op so 'n formele basis nie, maar dit is tog so belangrik as ons nou nie vanaand saam met die groep is nie. Wonder ons maar, wat dink hulle van my? Wat sê hulle oor my? Want ons hang ons waarde aan wat ander mense van ons sê. En Jesus praat nogal daaroor
in die bergpredikasie. Maar ek praat nou daaroor, omdat ek wil vandag vir julle sê, Jesus het die ergste vorm van cancel culture ervaar wat daar op die aarde kon wees. Dat selfs die mense wat hom die liefste gehad het hulle rug op hom gedraai en gesê, ek ken jou. Almal het hom verwerp. Die laaste persoon op hierdie aarde het hom verwerp en gesê, met jou wil ons niks te doen. En tog sê Jesus, ten spyte daarvan, dat mense jou totaal kanselleer, verander nie die waarheid nie. Wat is die waarheid? Dat jou waarde word bepaal. Nee, word nie bepaal. Jou waarde is klaar bepaal. Jou waarde is klaar gegee deur die feit dat hy vir jou lewe gee. Die punt is, dit voel terrible en dit is vir my 'n einde aan my lewe. Dit voel horribaal om verwerp. Ons is so bang vir verwerping. Ons is so bang vir verwerping. Ons is so bang dat iemand my nie goedkeur nie. Ons is so bang. Ons is so bang daarvoor. Want my hele wêreld val uitmekaar. Jene en die kindertjies neem hulle eie lewens. Dan praat ek van 9-jarige, 10-jarige kindertjies wat hulle eie lewe neem omdat hulle maatjies hulle verwerp. En dan voel ek, dit is my failure. Want ek het toegelaat dat my waarde bepaal word deur mense rondom my. En ek het dit onbewustelik vir my kinders geleer. En so raak ons almal deel van hierdie ding wat jou waarde word bepaal deur ander mense. Deur wat hulle van jou dink. En Jesus sê ten spyte daarvan dat jy totaal en al verwerp is. Ek weet nie hoekom is ek nou op hierdie topik vashak vandag, jy miskien weet julle. Ten spyte daarvan dat jy verwerp is en was en voel, verander nie jou waarde nie, jy is nog steeds geseën. Sien, as ons by daai punt kan kom, waar ons kan weet ek is geseën, ek het vrede in my hart, ten spyte van wat alles rondom my aangaan. Ek honger en dors na niks, al het ek niks, is ek nog steeds versadig. Daarom sê Jesus, as jy honger en dors na geregtigheid, jy sal versadig word. Want jy sien, dit is nie altyd lekker om honger te wees nie. Partykeer is dit lekker om honger te wees wanneer jy gaan aansit en hier lê 'n spread voor jou. Dan is dit lekker om honger te wees. Maar dit is nie lekker om honger te wees wanneer jy nie weet waar kom jou volgende maaltyd vandaan. En baie van ons loop met 'n honger en dors in ons rond. En Jesus sê daai honger en dors is 'n illusie. Want dit waarna jy soek, dit waarna jy honger en dors, gaan jy nie 'n ander ou se opinie oor jou kry. Want hier is die ding, die hele wêreld kan aan jou voete vir jou worship en oplig en sê jy is die beste ding wat nog ooit op die aarde geloop het. Die potensiaal dat een ou sy opinie kan verander bestaan nog. En dis wat daai tipe aanhang so onversadig, wat jou onversadig los. Hoor julle wat ek sê? Ek struikel nou 'n bietjie oor my. Die hele wêreld kan jou aanhang daal sien, sê jy is die wonderlikste ding. Maar jy gaan in die aand wakker lê en wonder, wanneer gaan een ou sy opinie oor my verander? Jesus kom en hy sê,
Jou ervaring is in hierdie kolom. Jou ervaring is jy's honger en dors. Jou ervaring is mense skryf jou af. Jou ervaring is jy treur, jy's hartseer. Jy gaan deur moeilike tye. Jou omstandighede is terrible. En. Dis in jou kolommetjie die waarheid. In God se kolom is die waarheid, jy is geseën, salig is jy, salig is jy, salig is jy, salig is jy, salig is jy. So my vraag vanoggend aan jou is, in watter kolom lewe jy? Want dis waar die keuse lê. Waar lê jou fokus? Op hierdie kolom, waar alles nie so lekker is nie, of in die kolom wat ten spyte van alles, jy nog steeds geseënd is. Uit jou sokkies uit geseënd is. Uit jou katoen sokkies uit. En vir die van ons wat so bevoorreg is om bokkaar sokkies te hê, uit hulle uit ook. Jy is geseënd, ten spyte van wat in hierdie kolom is. En Jesus sê, as jy wil oorkom na hierdie kolom, moet jy weer bewus raak van net een ding. Jy hoef regtig, Antoinette, dis nie rocket science nie. Jy moet net weer bewus word van een ding. Hy is in jou. Die koninkryk van God is hier. En die koninkryk van God is nie daar of daar of daar. Lukas 17 vers 21 sê Jesus, die koninkryk van God is binne in jou. En as jy dit vandag kan vat, dan gaan jy vrede hê, wat alle verstand te boven. Vrede ten spyte van wat in jou waarheid kolom aan. En wanneer Jesus sê, bekeer jou, dan sê hy, keer terug na dit wat die onveranderlike en onveranderbare waarheid is. Hy is in jou. Hy is jou herder, jy kom niks kort nie. Hy is jou Vader. Dis die ander ding. Ok, ek wil nou nie vooruit hardloop nie, maar die feit dat Jesus kom en hy noem God sy Vader. Mense was kwaad. En is tog iets wat ons so maklik sê. Sê, ons bid, Hemelse Vader. Maar ons lewe asof ons nie 'n Vader het. Ons lewe asof ons nie 'n Vader het. Dit is unbelievable. Maar geval. Dit is vir jou om te gaan uitsorg vir jouself. Verder kan ek niks doen. Ek kan vir jou sê, luister, hier's 'n waarheid. Maak daarmee wat jy wil.